As jy nou na hierdie video kyk, dan is jy bes moontlik in 'n fase van geweldige skok, van breeslike hartseer, onwerklikheid, woede, magdom van emosies wat besig is in jou lewe. As gevolg van die feit dat jy uitgevind het, jou maat is besig met 'n buiteegtelike verhouding, of hulle was dalk in die verlede gewees en dit het nooit aan die lig gekom nie en skielik hierdie inligting nou na vore gekom. So 'n kort gedeeltetjie om eintlik vir jou te sê, daar is hoop na so 'n situasie, hoor. Ek weet jy kan verseker dalk nou op hierdie plek wees om te sê, maar ek gaan nooit weer kan vertrou nie. Wat was dan waarheid van hierdie verhouding gewees? Hoeveel ander dinge het hulle vir my gelieg oor? En ja, magdom van dinge wat tans besig kan wees daaroor. Onthou al wat gebeur het nou, die onwerklikheid, die skok van wat gebeur het, die nuus van wat jou maat gedoen het so 'n traumatiese effek in jou emosionele lewe, soos wat jy bes moontlik sou kry as jy in 'n ekstreme motorongeluk betrokke was. Dit wat jy fisiese skade kan opdoen in 'n motorongeluk en die pyn wat daarmee gepaard gegaan het, is absoluut soortgelyk in wat emosioneel nou met jou gebeur. Dis net onder die vel, dis nie heeltemal sigbaar vir die mense nie, maar jy sit met die realiteit en die werklikheid daarvan. So om te sê, wat moet ons doen omtrent hierdie ding? Reël 1, dink mooi hiersoor. Of jy nou besluit om te skei, want dis dalk die tweede, derde keer wat dit gebeur het, of daar's te veel ander dinge, of jy gaan net nie kan vergewe nie, welke saak wat jou rede is nie. As jy gaan skei, beteken dit, jy bly 'n persoon wat deur 'n ekstreem trauma gegaan het, en trauma verander 'n mens, as dit nie hanteer word nie. Trauma verander jou staat van emosionaliteit en jou vertroue in mense, die manier wat jy die lewe sien en hanteer, en hoe jy keuses maak wanneer jy in krisissituasies in jou lewe is. So hierdie ding se eerste stap is, as ek vandag met jou praat is, jy moet my kontak, jy moet vir Karen kontak, julle moet by ons uitkom dat ons julle help. Julle gaan nie net hierdie ding agter julle kan skuif en dink dit is goed genoeg om te hanteer nie. Al wat gebeur in so 'n geval is, ons onderdruk 'n groot klomp dinge wat gebeur het, en ons oorheers dit met ons brein. En nou, maak ons of ons okay is, en ons stap maar net aan in die lewe, maar jy sit met 'n klomp landmyne in jou, wat legio situasies kan aftrap, en laat ontplof in jou en ander mense se gesigte om jou. So die realiteit om vinnig saam te vat, as jy nou net uitgevind het, dan sit jy nou in 'n fase van skok, jou liggaam fisies in skok ingegaan. Die onwerklikheid daarvoor. Die volgende stap is, jy's nou deurmekaar. Jy sukkel om orde te skep in jou brein en jou emosies. Jy's bes moontlik 'n persoon wat nou nog kinderverantwoordelikhede het, wat werksverantwoordelikhede het, wat selfs betrokkenheid by 'n kerk het, instansies het, en oralster moet saam staan, en skielik is hierdie monster nou daar, wat nou hanteer moet word. En interessant genoeg, die brein is geneig om te gaan en te sê, ek moet beskerm, ek moet stil bly, ek moet hierdie maat van my, se karakter beskerm, en ek wil nie nou praat daaroor nie. Natuurlik is daar mense wat nou uit 'n woede of 'n emosionele staat uitgaan, en dit nou in die koerante gaan plaas, en vir almal vertel. Punt wat ek wil maak is net, jy's nou in 'n ekstreem reaksie op wat gebeur het. As ek vinnig vir jou gesê wat moet gebeur hierso, dan moet ek ook van die ander party praat. Ek het nou 'n bietjie gesê, jy het die boodskap ontvang, jy's die slagoffer in hierdie proses. Wat gebeur nou met die persoon wat uitgevang is? Ek veralgemeen 'n bietjie, daar is natuurlik persone wat 'n buiteegtelike verhouding begin, en as hulle uitgevang is, of die inligting ingekom het, is hulle maar te dankbaar, want hulle wil regtig skei en 'n lewe saam met hierdie persoon gaan maak, of al die verwante reaksies wat daar kan opwees. Die grootste ding wat ek oor wil praat, is dat jy het nou die affair gehad, jy is skuldig, jy is uitgevang in hierdie proses, of jy het jou maat uitgevind in hierdie proses, en die berou wat jy nou beleef, is op hierdie stadium 'n balans tussen die berou van wat ek gedoen het, versus die berou net omdat ek uitgevang is, en omdat dit nou in die lig gekom het. Nou verstaan, jy wat die skuldige is, gaan nou deur 'n soortgelyke traumatiese ervaring, as gevolg van wat jy gekies het om te doen hierso.
Want skielik is die realiteit nou van, maar as my kinders nou weet, as die familie moet weet, die ouers, die neefies, die niggies, die wat ook al, die werkskollegas, en natuurlik is daar baie gevalle waar die werkskollegas jou beskerm het terwyl jy dit gedoen het, wat 'n nuwe vraagteken bring natuurlik oor wie die mense regtig in jou lewe was, maar dat ons hulle uit die equation uitlos hierso. So nou is jy in trauma, jy besef nou, en jy is besmoontlik ook in 'n staat van diepe berou en geweldige angs en vrees, want jy wil nie regtig jou eggenoot verloor nie. En hierdie ding is 'n wake-up call vir jou lewe. So nou wat mense doen, is nou is ons hierdie afstandverhouding. Kyk, ons wil nie in mekaar se teenwoordigheid wees nie, of die onskuldige ene het nou die hef in die hand, so die straf kom nou. En elke nou en dan, amper daagliks, is daar weer gespreksessies waar die onskuldige persoon die skuldige net bombardeer met vrae van ek wil al die detail weet, tot in die fynste, kleinste gruesome realiteite. En die prentjie is dat hulle kan nie tot rus te kom. Die een wat skuldig is, voel skuldig om nou al die detail te moet deel, want hy of sy besef hoe seer dit die eggenoot moet maak. En die vrees dat as hulle nou weet wat en wanneer en hoe en hoeveel keer en waar ook al, dat dit net nog seerder maak en die chaos nog groter maak. Nou daar is 'n balanspunt in die proses om te herstel, en as ek nou praat van dat dit soortgelyk is waar jy jouself bevind op hierdie stadium, of dat dit iets is wat lankal gebeur het, maar jy kan nog nie daardeur kom nie. Jy gaan dit nie alleen regkry nie. Daar's 'n klomp detail wat regtig professioneel gehanteer moet word deur mense wat kennis het, wat opgelei is, wat bevoeg is om hierdie dinge te kan hanteer. En elke individu het 'n ander ritme en manier waarop hulle hierdie dinge wil doen. Hierdie is nie 'n boekie wat ek kan skryf en lees net punt A tot 10 en dan is jy ewe skielik gefiks nie. Daar's die uniekheid van mense se verledes, van karakter, van persoonlikhede, van omstandighede wat uitgesorteer moet word. Maar dat 'n verhouding kan herstel van hierdie plek af, is onomwonde die antwoord ja, geen twyfel nie, definitief. En as ek die woordjie gebruik herstel, bedoel ek eintlik dat julle deur hierdie proses op 'n baie beter plek gaan uitkom met julle huwelike. Want hierdie ding het gebeur reeds as gevolg van 'n klomp onkunde en dinge waaroor daar net nooit gepraat was nie, want dit was nie nodig om daaroor te praat nie. So om saam te vat, om vandag vir jou te sê, ek wil vir jou die hoop gee daarvan, dat as jy ons kom sien en werklik waar die prosesse gaan volg, en ons gaan jou lei deur dit, ons gaan jou week vir week in sessies vat en trauma berading met jou doen, en help deur die krisis, en verstaan hoe jy klaar maak met negatiewe dinge, en hoe jy nuwe dinge skep vir waar jy wil heen gaan. Beteken dat jy gaan jou huwelik oorbegin, hoor. Daar is nie 'n ding van ons maak net gou hierdie paar dinge reg en nou is ons weer okay nie, want daar was mos baie goeie tye ook. Ons begin jou huwelik heeltemal van voor af. En dit beteken hierdie keer regtig saam met die Here. Saam met 'n persoon wat vir ons 'n handleiding geskryf het, en ek leer jou om hierdie handleiding te gebruik. My jette kerels, jy koop nie 'n nuwe telefoon of 'n nuwe laptop en jy lees nie bietjie die tutorials oor hoe jy hierdie ding moet hanteer nie. En julle het nou in 'n ding gebeur waar julle nog nooit nodig gehad het om kennis te hê van, nou gaan julle kennis moet hê om julle deur hierdie proses te help. So as jy die prentjie saamvat en sê, albei is in 'n krisis, die een is nou kamtig meer skuldig as die ander ene, God se woord sê, daar kan nie so 'n ding bestaan nie. As jy skuldig is aan een sonde, is jy skuldig aan die hele wet. As jy kies om nie in die nuwe wet van liefde te leer nie, en jy wil begin sonde trek, dan sê God, die ene wat dit doen, en die ene wat die oordeel uitspreek, of in reaksie daarop is, doen dieselfde sonde. So ouens, julle was 'n span gewees, julle was veronderstel om 'n span te wees, om 'n eenheid te wees, toe hierdie krisis gebeur het. Ons kan nie nou skei en sê, okay, jy's die vark en ek is onskuldig, en as julle weer lief is vir mekaar, dan is ons ewe skielik weer een. En as ek die laaste ding net kan sê, as jy kinders het en hierdie ding het met jou gebeur, die kinders het nie gevra om op hierdie aarde te wees nie, julle twee het dit besluit. Nou is die kinders hierso. God het gesê, jy het 'n opdrag om hierdie kinders na hom toe te lei. Jy doen dit nie deur te skei nie. Jy doen dit nie om te sê, ag maar, miljoene mense skei en die kinders is okay. Die kinders is nie okay nie. Die kinders sal vir die res van hulle lewe die prys betaal as jy gaan kies om te skei.
So ek nooi jou uit. Kontak ons. Praat met my, praat met Karen. Kom na ons toe. Kom face hierdie ding. Hê die manne moed in jou, die vroue moed om jou te sê, ons sal nie dat hierdie ding ons kelder nie. Ons sal dit leer, ons sal dit wen en saam met ons en die Here sal jy oorwin. Kontak ons asseblief. Baie sterkte vir julle.